Ons tema vir vanmôre is wat jy glo vorm hoe jy leef. Wat jy glo vorm hoe jy leef. Dink net gou vir 'n oomblik net aan hierdie woorde. Sê dit vir jouself in jou gedagtes oor wat hierdie sinnetjie vir jou sê. Sien daai klein katjie, dan word hy die groot dier. Wat jy glo vorm hoe jy leef. En ons gaan praat oor belydenis. Die geloofsbelydenis van Nisea is hierdie jaar 1700 jaar oud. 325 na Christus. En ek sal net preek so 'n bietjie meer daaroor ook sê. Wat jy glo vorm hoe jy leef. So, ons gaan lees uit Matteus 16 uit. Matteus 16 vers 13 tot 16, maar kom ons sit net so, dan bid ons net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om die woord van die Here oop te maak. Here, dat ons deur u woord en deur u gees kan leef. So Here, in vir elke situasie wat ons self bevind, kom gee die woord vir ons 'n boodskap. 'n Boodskap van hoop, soms 'n boodskap van troos, soms daar 'n boodskap van vreugde, van saam wees, van saam sing, hele psalms, gedigte, ja, prosa, poësie, soms gelykenisse. So Here, die woord is so wonderlik om ons te voed op elke plek waar ons onsself bevind. Here, as ons saam is hier, dan is dit vir ons 'n vreugde om fees te vier saam met hulle wat verjaar in die week. Ons kom bid, Here, dat vir elkeen van hulle 'n wonderlike geseënde, nie net dag sal wees nie, maar ook jaar sal wees. Ons bid u genade oor hulle, ons bid u gesondheid oor elkeen van hulle wat verjaar. Here, ons bid vir huweliksherdenkings. Dankie vir mense wat vir mekaar lief is, wat die lewe saam met mekaar leef, wat die lewe geniet saam met mekaar. Wat 'n voorreg om dit saam met mekaar ook kan doen. Here, waar ons so hier aan die einde van 'n kwartaal kom, wil ons u kom sê dankie vir hierdie kwartaal. Dankie vir so baie dinge wat in hierdie kwartaal gebeur het. Maar bovenal gaan dit nie oor wat ons doen nie. Maar mag dit wees dat ons versterk is in ons verhouding met u, Here. Of dit by 'n bediening is waarby ons betrokke was, of dit u is wat deur die Gees met elkeen van ons gepraat het. Miskien was jy siek in hierdie kwartaal. Miskien het jy beleef hoe die Here vir jou gedra het in hierdie kwartaal. Waar jy soms gevoel het, hier is nie uitkoms nie. Miskien het jy verlies beleef in hierdie kwartaal. Van 'n geliefde wat oorlede is. By die afgelope kwartaal is daar heel wat van ons gemeente wat oorlede is. En ons bly bid vir hulle as families. Ons vertrou u, Here, vir elkeen van hulle. Ook vir die dienste wat gehou moet word in hierdie week. Ons kom bid so vir Polly en vir Amanda. En vir Nicola. Ons kom bid so vir Ralf en vir Natasha. So bid ons, Here, ook vir Tannie Antjie wat ons ook hier by ons sit. Al is die diens bietjie later in April, bid ons vir haar en die hele familie wat ook so saam met haar ook hier is en wat op pad is van Amerika. Here, vir 'n oomblik wil ons stil staan en net sê, Here, ons wil uit u uitleef. Want u is die Christus. Spreek, Here, u kinders wil graag na u kom luister. Ook so deur die Gees. Amen. Ons gaan lees Matteus 16 vanaf vers 13. Petrus se belydenis. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra:
wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia en ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Ons lees tot sover en daarna sy vinnig kyk as jy net so oogie so gooi daar toe Jesus wil sê, maar jy is die rots en waarop ek die kerk gaan bou vir Petrus. Maar ons volstaan met hierdie paar verse. Ons tema, wat jy glo vorm hoe jy leef. Wat jy glo vorm hoe jy leef. Hoe kyk jy na die lewe? Wat is dit wat regtig belangrik is vir jou in die lewe? Wat is jou, kom ons noem dit waardes in die lewe? Waarvolgens neem jy besluite in die lewe? Want almal van ons het so, kom ons noem dit maar 'n fundament van waaruit ons besluite neem, hoe ons besluite neem. Iewers moet jy 'n belynis hê. Iewers moet jy 'n grondslag hê. Iewers moet jy 'n basis hê van waaruit jy besluite neem. Wat is dit wat jou vorm sodat jy die besluite kan neem soos wat jy wil neem? Ja, in die kerk noem ons dit jou belynis. Ons kyk hoe nou gaan werk. Wat is 'n Christelike belynis? Kyk, daar's baie sienings in die wêreld. Jy kan van 'n humanistiese oogpunt kan jy redeneer. Jy kan van 'n stoïsyns oogpunt redeneer. Daar's verskillende maniere hoe jy kan redeneer. Ek glo die meeste van ons wat hier sit redeneer vanuit 'n Christelike oogpunt. As kinders van die Here, Christelike belynis. So wat is 'n Christelike belynis? Hierdie Christelike belynis is 'n duidelike samevattende verklaring van wat en in wie 'n Christen glo. Jou belynis. Dit help om ons geloof uit te druk, te sê hoe ons dink, hoe ons glo, om dit vas te hou in ons hart en ons gedagtes, om vanuit hierdie, wat ons glo, en wat ons dink, om hieruit besluite te neem. 'n Belynis. Almal van ons het 'n belynis. Maak nie saak wat jy belynis het. Eintlik, mense wat nie so hard daaroor praat nie, maar ateïstes het ook 'n belynis om sê daar is nie 'n God nie. Humanisme fokus baie meer op die mens. Soms raak die mens eintlik maar God. Maar wat is jou belynis? So ons gaan 'n bietjie daarby stil staan vandag. En die volgende vraag wat ek wil vra is, waarom is 'n belynis belangrik? Hoekom is 'n belynis regtig belangrik? Jou belynis help, en dis eintlik nou wat ons in die definisie gesê het, dit help om jou geloof duidelik uit te druk. Jy moet tog vir iets staan. Anders staan jy vir niks nie. Anders is dit, alles kan maar kom. Everything goes. Jy moet tog vir iets staan in die lewe. Waarvolgens jy besluite gaan neem. Waarvolgens jy die lewe gaan leef. So, dis die eerste. Dit help om jou geloof duidelik te stel, maar dit beïnvloed. Hoe sterk funksioneer 'n belynis eintlik? Soms dink ons nie eintlik daaraan nie. Maar jou belynis beïnvloed jou denke. Hoe jy dink. As jy kind van die Here is, dan gaan Romeine 12 vers 2 effekie op jou wat sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal jy weet wat die wil van God is. So dit gaan jou laat verander. Jou belynis gaan jou op 'n ander manier laat dink. Soos wat God wil hê ons moet dink. Dat God meer word in my denke en ek al minder word. So jou belynis beïnvloed jou denke. Jou belynis beïnvloed die manier hoe jy in jou huwelik is. Hoe jy jou kinders grootmaak. Jou belynis het 'n reuse effek op wie jy is en wat jy doen. En dit is baie duidelik as jy oor die huwelik sê die Here vir ons, wees vir mekaar lief. Ek het al 'n teks in Josua 24 vers 15 wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dat ek in my huwelik as 'n kind van die Here gaan leef, maar ook in die manier hoe ek my kinders grootmaak, gaan ek hulle leer van die Here.
So jou belydenis het 'n groot effek, beïnvloed die manier hoe jy in jou huwelik is. Het 'n effek hoe jy jou kinders gaan grootmaak. Deuteronomium 6 vers 6 wat sê, hierdie gebooie wat ek jou gee, moet jou in jou gedagtes bly, en jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan, dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Dit is 'n manier van lewe. Ons kinders leer van die Here elke oomblik van elke dag, want hulle leer dit by jou as ouer. So jou belydenis het 'n reuse invloed, beïnvloed die manier, nie net hoe jy dink nie, beïnvloed jou huwelik, beïnvloed jou ouerskap, dit beïnvloed die manier hoe jy werk. Kolossense 3 vers 23 sê, doen alles soos van harte, nie vir mense nie, maar soos vir die Here. So alles wat ek doen, doen ek vir die Here. So my baas is my baas nie, my bestuurder is my bestuurder nie, God is my baas, God is my bestuurder. Want alles wat ek doen, doen ek soos vir die Here en nie vir mense nie. En daarom gaan ek my werk met integriteit doen. So my belydenis het 'n invloed op my werk, hoe ek sport doen, om op 'n sportiewe wyse jou sport te doen. Want in jou sport is jy ook 'n getuie vir die Here. Dis ook 'n getuienis in hoe jy sport doen. En toe ek daarmee besig is, toe dink ek, hoe het ek sport gedoen? Ek het so 'n bietjie kort geskiet daarby. So, ek kan onthou, ek het op 'n stadium hele paar rugbyspanne afgerig. Okay, ek vra verskoning nou alreeds, jammer. En op 'n stadium toe rig ek 'n onder 16 spannetjie by Fishogai af. En toe sien ek eerste daai skeieregter weet nie wat aangaan nie. So ek besluit toe, manne, al wat julle doen is, want hy hou net die bal dop, hy kyk nie vir die ouens weer rondom nie. Nou sê ek, goed, as die ouens lyn sal spring, dan vat jy die ondersteuner weg, want hy kyk vir die bal wat aan die lug is. Kyk, ons het vandag al die lynstande gesteel, als gevat, so, maar moenie dit doen nie, dis verkeerd. Okay, dis nie reg nie, dis nie reg nie. Goed, ek het nou so 'n belydenis wat ek gee vandag. So, is verkeerd. Hoe jy werk doen, hoe jy jou sport doen, word beïnvloed deur jou belydenis. Hoe jy dinge gaan leef en doen. Jou geld, jou besitting, sê die Here, sê ons nie. Ons is rentmeesters daarvan, so ons moet met verantwoordelikheid met ons geld omgaan. Ons moet met verantwoordelikheid met ons besittings omgaan. En daarom lê dit binne jou in 'n verhouding met die Here. Maar die manier hoe jy oor geld kyk, die manier hoe jy na jou besittings kyk, word beïnvloed deur jou belydenis. En die laaste een, maar daar's nog baie ander voorbeelde, maar ons kan so aangaan. Selfs wanneer jy, ons het so ietsie van verlies gepraat vandag, selfs wanneer jy deur verlies gaan, deur pyn gaan, deur siekte gaan, help jou belydenis om dit te kan hanteer. Wie sê God vir jou is God wanneer jy siek word? Wie sê God is God vir jou wanneer jy 'n geliefde aan die dood afgestaan het? Wie is God vir jou wanneer jy verhoudinge versuur is? En daar's baie teksgedeeltes in die Bybel. Ek hou van Jesaja 43, julle ken dit al baie goed. Maar die Here sê, ek is altyd daar by jou. Daar's nie 'n oomblik wat jy alleen is nie. Romeine 8. Jy is nooit sonder Here nie. Dis eintlik wat die gebedspunt is wat ons gedoen het vanoggend. Niks kan my van die liefde van Christus skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Nie lyding nie, nie benoudheid nie, nie honger nie. Nie die lewe nie, nie die dood nie staan daar. Jou belydenis het beïnvloed, het 'n effek op al hierdie dinge, in elke faset van jou lewe. Ons vier hierdie jaar 170 jaar feesvieringe. As jy nog foto's het, stuur foto's asseblief, ek het foto's nodig. 170 jaar. Geloofsbelydenis van Nisea, sit ons net 'n nulletjie by. Vier hierdie jaar 1700 jaar. 325 na Christus is hierdie geloofsbelydenis bymekaar gesit. En ek weet nie wie van julle kan onthou nie. Die wat nou baie langer in die gemeente sal miskien dit onthou. Dis nog voordat ons 'n skerm gehad het en dataprojektor. So dis lank terug. So het ons soke liturgiese kaartjies gehad. Is daar van julle wat dit onthou? Hier en daar is 'n knik, ja. Ons het 'n liturgiese kaartjies gehad. Hy was so half rooi pinkerig gedruk met die logo op. En as jy hom so oopgemaak het, dan is die apostoliese geloofsbelydenis aan die een kant
en aan die ander kant is die geloofsbelijdenis van Nicea. So ons het Nicea eintlik baie gebruik en baie opgesê in die gemeente. We gaan maar net so 1,5 minuut net geskiedenis. Wat gebeur by die geloofsbelijdenis van Nicea? Hoekom het hulle by mekaar gekom? Nou wat gebeur het, is keizer Constantijn het 'n klomp biskoppe laat kom. Almal laat kom, dit was oor die 300 biskoppe gesê, maar hier moet ons, daar's 'n dwaalleer wat nou in die kerk is, en ons moet hieroor praat, en ons moet ons stem laat hoor oor hierdie dwaalleer. En die dwaalleer het eintlik gaan oor 'n priester met die naam van Arius, wat gesê het, Christus is nie eintlik God nie. Christus is die seun van God, maar hy is nie eintlik God nie. En dit het eintlik 'n reuse effek op Christus wat vir ons in die kruis sterf, want dan kan Christus nie kruis ons sterf nie, hy kan nie ons verlosser wees, hy kan nie ons redder wees nie, want dan is hy nie God nie. En dis die rede hoekom hulle almal by mekaar gekry het, al die biskoppe, en nadat hulle hierdie konsilie gehad by mekaar, toe het hulle die geloofsbelijdenis van Nicea geskryf. So die apostoliese geloofsbelijdenis het later gekom, so hierdie fokus, en ons gaan 'n bietjie later lees, sê julle baie duidelik hoor, die fokus wat daar was op Jesus, en wat Jesus gedoen het. 3/4 van hierdie belijdenis gaan oor Jesus. En as jy nou vra, nou het ons die apostoliese geloofsbelijdenis, wat is dit? Nou, dis ook hele klompie jare daarna, toe hulle die apostoliese geloofsbelijdenis opgestel, wat eintlik maar gefokus is op Nicea. Dis eintlik 'n samevatting daarvan, maar op daai stadium was die krisis oor die dwaalleraar weg. Ek sê, Arius is 'n dwaalleraar, dit is op 'n bietjie erg. So as ek met toe gepraat. Maar dit was toe weg, en daarom het ons die apostoliese geloofsbelijdenis, wat eintlik 'n opsomming is van die geloofsbelijdenis van Nicea, maar Jesus nog steeds daarin, die fokus van God is daarin, maar dit is nie allerlei detail nie. Want die issue wat op daai stadium was, is nou nie meer 'n issue nie. Julle verstaan hoekom hulle dit gedoen het. Dit is baie interessant. As dit gaan oor Jesus, Matteus 16, is dit die vraag wat Jesus vra vir sy disippels. Hy praat met sy disippels en hy sê, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is die seun van die mens? En dan sê hulle, hulle het antwoord, party sê, Jesus, jy is Johannes die Doper, jy is Elia, jy is Jeremia, ander sê, miskien een van die profete, en dan filter dit deur. En dan sê Jesus vir hulle, wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? Dis miskien 'n vraag wat God vir jou en vir my ook vra. Wie sê jy is Jesus vandag? Wat is jou belydenis? Jou geloofsbelydenis oor Jesus? Wie is Jesus vir jou? En dan antwoord Simon Petrus, en hy antwoord in 2 dele. Hy sê, U is die Christus. Om eintlik daarmee te sê, U is die verlosser. U is die Messias. En dan kom die tweede deel en sê hy, die seun van die lewende God. Die seun van die lewende God. 'n God wat aktief werksaam is in ons wêreld. 'n God wat 'n verskil maak in ons wêreld. 'n God wat werklik is, 'n God wat magtig is. Dit is sy belydenis. Ek wil graag vir ons, en nou die geloofsbelydenis so voor jou oop, as jy hom daar het, hy's in die blaadjie gesit, maar ons gaan hom sommer op die skerm ook sit, as jy eerder op die skerm wil kyk, is jy ook welkom. En fokus veral op die gedeelte wat gaan oor wat hulle sê van Jesus. En jy sal sien, 3/4 van hierdie geloofsbelydenis gaan eintlik oor die Here Jesus. Ek lees dit graag vir ons. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En dan begin hy fokus op Jesus. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het.
wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes in die Here, 1700 jaar. Ek het 'n bietjie vir Google gesê, hoeveel geslagte is dit? As dit nou 25 jaar per geslag is, dan beteken dit 68 geslagte. Nou as jy dink is nou jy, en dan jou pa, jou ma, en dan jou oupa en ouma, en dan is dit by 3 geslagte. En oupa grootjie, dan is dit by die 4de geslag. 68 geslagte. Is dit vir ons aangegee, en aangegee, en aangegee. Dit is merkwaardig. Dit is merkwaardig, dat die geloof vir ons so aangegee is. Natuurlik deur die werk van die Gees. Nou dag was ek by 'n vergadering, toe die een ou dit so mooi gesê, hy sê, is eintlik nie 'n aflosstokkie wat ons aangee vir geslag na geslag nie. Hy sê, is meer soos 'n brandende kers, wat maar weerloos is, wat lewend is, wat dinamies is. Hier is 'n stuk vitaliteit binne in hierdie kersie. Maar hy is maar baie broos. Dis asof ons hom so van geslag na geslag vir mekaar aangee, vir die volgende geslag, en vir die volgende geslag. En so 68 geslagte verder, sit ek en jy hier, om saam met die kerk van die eeue, vroeë kerk. Dis nogal baie keer ding moeilik om oor jou kop om te kry. Want dis die vroeë kerk, toe die protestantse kerk nog nie bestaan nie, né? Is nog interessant. Maar laat dit daar, ons kan daaroor 'n lekker gesprek voer. Maar ons eintlik is hierdie kers, word so aangesteek, en aangegee, van geslag na geslag. 'n lewendige, brandende, dinamiese kers. En wat 'n kers so besonders maak, as jy in 'n donker kamer instap met die kers, dan begin hierdie lig eintlik sagkens die donker wegneem. Dis ek en jy eintlik met ons belydenis, moet ons sagkens die donker wegneem waar ek en jy mekaar bevind. Ek wil afsluit. Ek wil vra dat jy jou oë vir 'n oomblik sal toemaak. Maak jy oë vir 'n oomblik toe. En ek wil vir jou net so 'n paar vrae vra. Dink so vir 'n oomblik hier in jou hart. Waar het jy jou geloof ontvang? Waar het jy jou geloof ontvang? Probeer teruggryp, wat is jou eerste herinnering, wat jy daaraan kan dink? Wat is jou eerste herinneringe, waarin jy kan dink waar jy geloof ontvang het?
terwyl jou oë so toe is, hoe voel dit vir jou om aan daardie persoon te dink, by wie jou geloof ontvang het? Hoe lyk hulle gesigte? Sien hulle gesigte? Wat doen hulle? Wat sê hulle vir jou? As jy iets sou wou terugsê aan hulle, wat sou jy graag vir hulle wou sê? Here, dankie vir die geskenk van geloof, wat elkeen van ons ontvang het. Dankie Here vir hierdie geskenk wat hierdie persone aan my gegee het. Dankie vir die voorreg Here om hierdie geskenk ook weer aan te gee aan die volgende geslagte. Miskien is dit vriende, miskien is dit kollegas, miskien is dit jou kinders, kleinkinders. Dankie Here vir die geskenk van geloof. Amen.